Goeiemôre. Dit is donderdagoggend, die 26ste Junie 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Vanoggend so 'n klein bietjie later, 10:05, alreeds met die opname, maar 'n mens moet deurgaans dophou dat daar nie iets belangriks is in die wêreld en in Suid-Afrika wat gemis word nie. Ek herinner julle almal aan vanaand se bosberaad om 7:00. Ons gaan gesels tussen ons lede oor the world at war, die wêreld in oorlog. Maar dan gaan ons 'n bietjie kyk, dit gaan nie net hier oor die fisiese oorlog tussen twee partye nie, het sy Midde-Ooste, het sy dit in Oekraïne is nie. Dit gaan hier oor waaroor gaan die oorlog werklik. Die stryd agter die skerms wat vir jou en vir my as gewone mens amper onsigbaar is. Die stryd tussen globalistiese beheer en die vryheid van die mens. Elke mens het die reg op sekere vryheid. Tog is ons baie geneig om daardie vryheid prys te gee ter wille van 'n aangename en lekker lewe. Vanaand dan om 7:00 regstreeks gesels ons tydens bosberaad hieroor en dit is vir die lede en dan hierdie opname sal ergens oor die naweek vrygestel word vir almal om dan te kyk. Dan stry die wêreld verskriklik oor wie wen en wie verloor. En soos ek nou gesê het, eintlik gaan die stryd oor die globalistiese wêreldorde en die vryheid van die mensdom. Dit is amper asof ons in 'n oorlewingsstryd is, dat indien ons toelaat dat die globalistiese wêreldorde hulle ding neerdwing of afdwing op ons, dat ons meer gaan verloor as wat ons in ons denke het en dat die oorloë wat plaasvind baie groter en wyer is. En op alle vlakke natuurlik, baie praat van 'n geestelike stryd, die stryd tussen duisternis en lig. En ja, dit het lank terug reeds begin. Destyds met die sogenaamde bevrydingsteologie wat beginne deurkom het, was dit baie ernstig op die voorgrond gedruk rondom die kwessie, wat moet 'n Christen doen en wat moet hy nie doen nie, wat mag hy doen en wat mag hy nie doen nie. Ek self was gekonfronteer terwyl ek in gevangenis was, deur Kibane, wat vir my gesê het, dat 'n Christen, julle lande is nou Christene, maar julle doktrine of julle geloof sê mos, draai die ander wang. So hoekom veg julle? Hoekom veg julle teen ons? Hoekom bied julle weerstand teen ons? Terwyl julle geloof sê, julle moet die ander wang draai. Nou hierdie het begin hier in die laat 70s, vroeë 80s, het daar al hoe meer bevrydingsteologie gedagtes deur die kerke begin versprei, wat dan verkondig was aan die mense, en selfs vandag sal jy hoor dat dit steeds in 'n baie groot mate verkondig word. Die hele kwessie van of 'n Christen homself mag verdedig al dan nie, homself mag beskerm al dan nie, raak nou weer 'n brandpunt kwessie. En selfs internasionaal word die vraag dan gevra, should Christians own guns? Die kerk het baie gepraat destyds oor wat mag 'n mens doen en wat mag jy nie doen nie. Hulle het baie gepraat oor die hele ding, jy moet 'n kampioen wees vir Christus. Hierdie kampioenstorie het egter op 'n stadium hand uitgeruk. Want om 'n kampioen te wees, sê vir my,
jy moet ook 'n kampioen wees in die verdediging van jou geloof. Jy is nie net 'n kampioen omdat jy bekeer is nie. Jy is nie 'n kampioen omdat jy deur gebed die vyand van jou af weghou nie. Jy is 'n kampioen as jy jou waardes, jou morele waardes, jou standaarde, jou taal, jou kultuur, jou geloof kan verdedig. En baie oorloë vind hoofsaaklik plaas rondom die kwessie van geloof. En baie van ons mense is lam gelê deur die hele konsep van draai die ander wang. Baie mense glo dat dit is verkeerd om op iemand te skiet. Dis verkeerd om jouself te verdedig. Dit is die rol van die staat. Nou hier kom 'n bietjie passifisme deur te sê, wel ek sit terug, ek bid en iemand anders moet die vuurwapen opneem om dit waaraan hulle glo te beskerm. Ek dink ons bereik die tyd nou ook in Suid-Afrika waar ons sal moet begin keuses maak oor waarvoor staan jy, en as jy dan inderdaad vir jou geloof staan, sal jy bereid wees om vir jou geloof te moet veg vir die oorlewing van jou geloof. Want hierdie globalistiese wêreldoorlog wil Christendom vernietig, wil die Christendom vernietig, wil nie hê dan moet 'n geloof wees wat vir jou en my deur ons krisistye dra nie. Ons moenie ons hulp kan gaan soek nie. En dit begin gewoonlik deur verdeeldheid te saai. En daar's niks makliker om verdeeldheid te skep anders as deur geloof nie. Deur net iets in 'n ander rigting in die geloofsspektrum te stuur, veroorsaak hewige gevegte onder lede. Dis daarom dat een van die goed wat ek gesê het by SBB is dat niemand praat op 'n WhatsApp groep oor geloof nie. Want dit lei tot verdeeldheid omdat daar verskillende sienings en opinies is wat ons moet uitleef. In plaas daarvan staan ons saam, beskerm ons Christendom teen 'n oorweldigende groot mag in die wêreld, 'n globalistiese mag wat dreig om alles wat kosbaar is van ons te vernietig. Vergeet van die klein verskille in geloof, kom ons oorleef eers, kom ons wen eers, en dan kan ons die klein verskille en die nuances uitstryk. Ons het een gesamentlike doel. Ons moet die duisternis oorwin. Die duisternis moet oorwin word deur geloof, volharding in geloof, volharding in ons kultuur, ons taal, dit wat vir ons kosbaar is, en 'n bereidwilligheid om daarvoor te veg. Daar's verskillende maniere hoe ons kan veg. Maar as ons gaan kyk na die kwessie rondom amper ontwapening wat aangemoedig was, die vraag is, mag 'n Christen 'n vuurwapen hê, moet hy een hê? En my antwoord is onomwonde, ja, jy moet een hê, want hoe gaan jy ons geloofssaak beskerm as jy nie gewapen is nie, en jy nie bereid is om die wapen te gebruik nie. Onthou maar, in die middeleeue, die ridders wat uitgegaan het, vir hulle geloof gaan veg het, die crusaders, praat ek nou van, gevegte tussen die Christendom, die Moslem aan die ander kant, dit gaan vandag nog voort. Ons kan nie bekostig om in ons eie binnekringe onder mekaar te beklei oor hoe ons dieselfde geloof toepas nie.
So ja, ons moet dit beskerm, effektief. Dis ons opdrag. Dis wat ons moet doen. En ons mag nie dat ons fokus afgelei word van die feit dat ons oorlewing afhang van die beveiliging, die voortsetting en die behoud van ons geloof, taal en kultuur. En daarom mense, geniet vanoggend jou kondensmelk koffietjie. Ek is môreoggend terug by julle en moenie vergeet om vanaand in te skakel by 'n baie lekker informele gesprek wat gaan oor wie is die werklike vyand in hierdie wêreld in oorlog situasie. Wie behoort ons te steun en wie steun ons wel? Dit is vrae wat hopelik vanaand beantwoord sal word. Lekker dag en onthou môreoggend is my normale uitsending weer terug. Wees waaksaam